Bertus, hoe gaan dit? Nee, goed met jou, Choopie. Nee, doodstil, rustig. So ons moet dan een groot trekker bære vir die einde, nee. Ja, nee, wat, aan die einde. Druk ons om maar deur. Dan gee ons die graveyard shift. Kees, uit Steiger 400, verduidelik my gou, waarna kyk ons hierso? Ja, so, hier is ook van die ouer modelle. Julle sal sien op die nuwe, het ons die bietjie aan die badge verander. Ons kry hulle in vanaf 'n 400 perdekrag. Nou tot en met die trekker wat ons hierdie jaar gaan launch is 'n 715 perdekrag trekker. Julle sal sien op hierdie trekker het ons gegaan en hulle het totaal en al die ontwerp bietjie verander van waar jou sigbaarheidslyn sit in jou kajuit. Ons het basies, hulle het die exhaust gevat en hom vorentoe geskuif om vir jou 'n betere 360 grade visie te gee. En op hierdie trekkers ook bied ons dan natuurlik 'n 3-point mounting systeem. Dit is basies hier in die middel van die trekker, mount hy op 3 punte, waar dit anders as die ander opponente is wat net op 2 punte gemonteer word. Nou, sê gou vir my nee, want ek weet jy kry die goed ook in 'n narrow en 'n wide body. Wat een is hierdie? Okay, so hierdie is nog die 400, dis 'n narrow frame. Basies ons het die nuwe modelle is 'n 425, 475 en 'n 525 wat almal nou al die nommers op die bonnets is die perdekrag wat die trekker eintlik lewer. So hulle almal is in die noue raam basies. Hoekom wil ek 'n nouer of 'n wyer body? Okay, ek weet maar ek wil ook graag 'n nouer body hê, maar hoekom die kant? Ja, so dit gaan maar basies oor die tipe van lande wat jy het. Die noue raam met 'n kleiner draaisirkel, maar jy kry nog steeds daai krag op die grond neergesit. En addisioneel is daar mense wat tapkarre ook wil sleep met 'n Steiger of in daai klas, dan werk die noue raam baie beter omdat hy nie so naby aan die stropertafel hoef te kom om af te tap nie. Op hierdie trekker, die Steiger reeks is die enigste reeks trekker wat se drawbar gemonteer word heel onder aan die trekker in die middel. So basies alles as hierdie trekker vrag vat op sy drawbar, dan trek hy die trekker van die middel af onder toe in die grond in en so kry jy daai krag op die grond neergesit wat jy addisioneel nou nie heeltemal uit ander klasse kry nie. So die kort en die lank is hy trek eintlik van hier af, is ek reg? Ja, 100%. So hy trek van daar af, so jy hy trek jou met die my gaan nou nie so knak nie, nê? Nee wat, daarom nie hierdie model nie. Uitstekend. Right, kom Johan, welkom terug. Dan het ons die Tiger Mate hier agter ons. Verduidelik my gou, wat doen ek met die besigheid? Choopie, saadbed voorbereider. Elke boer wat hier so sit, weet hoe belangrik sy saadbed moet wees. Jou eerste 150 dae wie jou saadjie gaan lê, dis waar jy wat se belangrik sou wat hierdie masjien vir jou gaan doen. Hy gaan jou onkruid uitstel met 21 dae. Hy gaan 'n ontkieming van saad tot en met 4% beter vir jou gee. Ons almal weet wat kos saad. Jy wil graag hê dat elke pypie moet ontkiem, almal moet gelyk ontkiem. En veral as jy sojabone ook plant, jy gaan nie vir my beter saadbed bring presies as hierdie masjien nie. Nou, sê gou vir my, hoe werk dit dan nou? Jy het hierdie tande wat hier is en dan jy hartjie in 'n roller besigheid hierso. Dis reg. Hierdie tande as jy sien, die manier waarop hy optel is op en af. Hy sien soos 'n gewone veertand wat agtertoe gaan, dan loop hy voor op sy punt nie. Dat hy sy bed agter wat jou bed vir jou gelyk maak, die tande, en dan die roller agter wat jou plantjie vat en in die lug in opgooi en hy kom lê heel bo in die son brand hom dood. Uitstekend.